As jy vir mense moet vra wat dit beteken om regtig 'n goeie lewe te leef, watse antwoord dink jy sal jy kry? Jy gaan heel waarskynlik allerlei antwoorde kry. Sommige mense sê, dit gaan oor sukses, 'n goeie werk, 'n mooi huis, 'n gesonde familie. Ander sê, dit gaan oor geluk, omdat elke dag iets het wat jou kan laat glimlag. Ander dink, dit gaan oor vryheid, om te kan doen wat jy wil. Maar ons lees in Micha 6 vers 8, nee, hy het reeds gesê wat goed is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig voor God te lewe. Hier kry ons 'n eenvoudige, helder antwoord op die vraag. Wat vra God eintlik van ons? Nie 'n lys van 100 dinge nie, net 3. Doen reg, bewys liefde, wandel nederig saam met jou God. Ek hou van eenvoud. Dit sny deur al die geraas en dit vra, hoe lyk jou lewe as jy dit leef soos God dit bedoel het? Dit lyk soos 'n mens wat in die lig loop. Die Bybel sê tog immers dat ek en jy sout en lig is. En lig is altyd in beweging. Dink daaraan. As jy 'n lamp aansteek, bly dit nie net in een hoek nie. Dit versprei, die lig vloei in die hele vertrek in en verander die hele atmosfeer. Lig verdryf die donker. Dis dieselfde met God se liefde. Sy liefde verdryf alle vrees en dit maak heel. Micha sê, doen reg. Dit beteken, ek kan nie net toekyk wanneer iemand seer kry nie. Liefde laat my intree, al is dit ongemaklik. Dit bewys, ons bewys liefde en trou deur in te tree. Dit beteken dat ek aanhou. Ek doen nie net vinnige, eenmalige goeie daad nie, maar ek leef daagliks met deernis en liefde. Dan sê hy, wandel nederig saam met God. Dit beteken my hele lewe, my gewoontes, my keuses, my omgang met mense word geleef in 'n ritme van nederigheid, vol van liefde. Dis 'n lewenstyl, nie net 'n projek nie. Dis nie net 'n een keer 'n jaar sending liefdadigheidsaksie nie. Nee, dit is elke dag lig wat saam met my en jou loop. In ons werk, by jou huis, in jou gesin, in jou buurt, in jou spar, waar jy ook al beweeg. Ek onthou 'n onderwyseres van my op skool. Sy het nie die hardste stem in die lokaal gehad nie, maar sy het 'n manier gehad om elke kind te sien. As jy moedeloos gelyk het, sou sy jou nader trek en vir jou vra, wat gaan aan? As jy trots was oor iets, sou sy dit raak sien en sy sou saam met jou glimlag. En jare later het ek besef, sy was lig wat geloop het. Die lig het saam met haar geloop. Die liefde van God het deur haar geskyn. En haar lig was nie dramaties nie, dit was nie groot of opdringerig nie. Dit was 'n eenvoudige, konstante teenwoordigheid, wat kinders laat glo het, hulle maak saak. En dit is presies so Jesus se lig deur gewone mense skyn. Nie altyd op 'n groot, indrukwekkende manier nie, maar met 'n lewe wat liefde sigbaar uitleef, in klein, alledaagse oomblikke. Ons kan onsself vra, waar is daar mense wat voel soos die man langs die pad in die storie van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10? Mense wat geslaan, alleen of oorgesien is. Waar is daar gemeenskappe wat smag na geregtigheid? Waar is daar gesinne wat hoop nodig het? Jesus sê in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. Dit beteken God plaas jou spesifiek in sekere ruimtes, jou kantoor, jou klaskamer, jou kombuis, op jou WhatsApp groep. Nie as 'n toeval nie, maar as 'n geleentheid om jou lig te laat skyn. Jou lig moet beweeg, moet gesien word. En dis so mooi, jy hoef nie self die lig te wees nie. Jy dra net God se lig. Hy is die bron en die een wat die lig verskaf. So hier kom die uitnodiging van om met lig rond te loop. Sien jou lewe as 'n roete waar jy God se liefde dra. Wanneer jy by jou werk inklok, wanneer jy by jou kinders by die skool aflaai, wanneer jy met jou vriende kuier, wanneer jy by die winkel betaal, oral waar jy gaan,
is jou lewe 'n refleksie van God se hart en God se liefde. En jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef net bereid te wees. Lig is natuurlik en dit skyn eenvoudig omdat dit aan is. So ook met liefde, vloei dit natuurlik wanneer ek en jy naby aan Jesus leef. En hier's 'n praktiese oefening wat jy vandag dalk kan probeer, of as jy dit later in die week sou probeer, is dit ook reg. Begin jou dag met 'n eenvoudige gebed. Die gebed is: Here, laat my vandag 'n draer van U lig wees. Kies een gewone plek waar jy elke dag gaan. Dit is jou werk, dalk is dit die gym, jou kombuis, dalk is dit die WhatsApp groep. En dan vra jy: hoe kan ek vandag U liefde hier sigbaar maak? Soos ek al vroeër gesê het, dalk is dit 'n vriendelike groet of net 'n glimlag. Dalk is dit 'n kort bemoedigende boodskap. Dalk is dit so eenvoudig soos om iemand se naam te onthou. Of iemand net by te staan wat oorgesien word. En dan aan die einde van die dag, dan skryf jy neer: waar het ek gesien hoe God se lig deur my skyn? Micha se woorde bly in my kop. Doen reg, bewys liefde en wandel nederig saam met God. Dit is hoe lig in ons wêreld beweeg. Mag ons nie net dink oor liefde nie, maar mag ons dit sigbaar leef. Mag ons hande, woorde en gewoontes klein liggies aansteek, oral waar ons beweeg. En mag ons ontdek dat die wêreld helderder word wanneer ons saam met God stap en sy liefde sigbaar maak.